In hierdie tyd na die hemelvaart was die disippels besig om in die oppersaal te wag. Hulle was eendragtig by mekaar en Jesus het gesê, luister, julle beweeg nie totdat julle met krag uit die hoogte aangedoen is nie. Is dit nie waar nie? Jesus sê, julle doen niks nie, julle het my opdrag, julle het 3 jaar by my voete gesit, julle het alles geleer wat ek julle kon leer, maar julle beweeg nie totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte deur die Heilige Gees nie. En ons maak ons baie keer die fout om te dink, dis nie 'n moeilike ding hierdie nie. Ek gaan sommer vinnig hierdie ding in my lewe hanteer. En sommer vinnig dit en dat. En dan net om agter te kom, oeps, hierdie was eintlik te groter en moeiliker as ek gedink het en ons het buite die Heilige Gees beweeg. Die probleem is dat ons as kinders van God, kinders van God, ons het goeie bedoelings, ons het mooi harte, maar dan tree ons in die vlees op. Ons tree sonder die salwing en die hand van die Heilige Gees op ons lewe op. Daarom skryf Paulus in Galasiërs 3, dis nie op die skerm nie, sommer net 'n teks wat ek vir julle aanhaal, wat hy met hulle eintlik so half raas en vir hulle sê, julle het met die Gees begin. Hy sê, wil julle nou regtig in die vlees klaarmaak? Hy sê, julle het so goed begin in die Gees. Nou maak julle op eie krag staat, eie insigte. En kyk, as jy nou baie vermoë het in 'n plek en jy kry baie vaardighede, dan raak jy al meer op jouself aangewese om 'n ding te hanteer. Maar die Here sê, moet dit nie doen nie. Wees afhanklik van die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Ek wil vanmôre so met jou praat in hierdie Pinkstertyd oor hoe om 'n kanaal van die Heilige Gees te wees. Hoe om 'n kanaal van die Heilige Gees te wees. Nou die Heilige Gees is by 2 baie pertinente oomblikke in ons geestelike lewe teenwoordig. Hy is deurlopend teenwoordig. Maar by 2 pertinente punte in ons geestelike wandel is ons baie bewus van wat hy doen. Een is by ons bekering en wedergeboorte. Wanneer ons dood is, uit sonde kom en hy oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid, ons kom tot bekering en ons word 'n wedergebore en 'n nuwe mens. Nou dis 'n wonderlike ding om 'n nuwe mens te word. Ek vertel altyd my storie en dit is toe ek 'n jong seun was, wou ek niks met die kerk te doen gehad het. My ouers het my dwing om kerk toe te gaan. Kerk was die boringste ding op aarde gewees. Ek kon nie verstaan het dat mense kerk toe gaan nie. En toe een Sondag aand toe het die pastoor 'n uitnodiging gemaak en ek het bidkamer toe gaan, agter was ek 'n rooi mat. Onthou jy al die matte daai tyd was so wynrooi in die kerk. Nou sê ek so wynrooi man, nou kniel ons by so 'n houtbank en Braam het nog saam met my gebid en ek het uitgebid en ek het sê Braam, die Here praat, ek het my hart vir die Here gee. En daar was so 'n oortuiging van die Heilige Gees op my gewees, en ek het my hart en my lewe vir Jesus gegee. Nou ek het in 'n Christelike huis groot geword, né? En daai oomblik ontmoet die lewende Here Jesus my deur die Gees en hy maak my 'n nuwe mens. Julle, daarna, die volgende Sondag, ek kon nie glo dieselfde kerk nie, was skielik baie lekker. Jy wil die Here loof en die Here prys. Jy wil nooit Bybel lees nie. Bybel lees was soos, skielik wil jy kan nie ophou Bybel lees nie. Jy het 'n begeerte om te bid, jy het 'n begeerte om te bid. Jou geaardheid, jou natuur het verander. Die Here het jou nuut gemaak. Die Bybel sê die wedergeboorte of die nuwe geboorte. Iets nuut het binne in jou gebeur. God het my herskep. Daarna was dit 'n groeipad, op, af, groei en dit beteken nie jy is foutloos as jy wedergebore word nie. Die Bybel sê nog steeds jy kan versoek word, maar jy leef in oorwinning, jy haat sonde. As jy val, maak jy dadelik reg met Jesus en jy hardloop op die pad vorentoe. Jy wil nie die duiwel die lekker gee om jou lank van Jesus al weg te hou nie. Jy wil dadelik terug by Jesus wees, né? En so dit is die werk van die Heilige Gees om ons nuut te maak. Maak jou nuut. Jy kyk jy lewe nuut. Jy dink nuut, jy voel nuut, jy's net nuut. Die Bybel sê ons kry God se geaardheid, ons kry die goddelike natuur binne in ons. Julle is wonderlik, jou hele geneigtheid. Pastor Jacques is baie lief om te praat. Hy sê jou hele geneigtheid verander. Daar's nuwe moontlikhede in jou lewe. Jy's nuut. Jy hanteer mense anderster. Jy weet, jy sê jammer vir goed wat jy nie oor hoef jammer te sê nie. Jy wil net die verhoudinge mooi hou. Jy wil net nie die duiwel moet die onvrede bewerk nie, jy weet. Jy's 'n mens van vrede. Jy's 'n mens van liefde, jy's 'n mens van geregtigheid. Jy's 'n mens wat lief is om naby die Here te lewe. Dit is wanneer jy wedergebore word. En baie mense word groot in die kerk en dink hulle, ek het nou groot geword in die kerk en ek is nou maar 'n Christen. Luister,
dan moet 'n oomblik in jou lewe wees wat jy sê, Here, ek bekeer my, kom maak my nuut deur die werking van die Heilige Gees, kom was my sonde af met die bloed van Jesus. Amen. Dis 'n oomblik. Nou, gebeur verskillend vir ons. Partykeer klein, groot, verskillende oomblikke in ons lewe. Die tweede belangrike ding is, waar die Heilige Gees pertinent na vore kom in ons Christelike lewe, is by die doping met die Heilige Gees. So sy eerste werk is 'n reddende werk, sy tweede werk is 'n bekragtigende werk. Wanneer hy my bekrag om 'n getuie te wees, om uit te staan vir hom, om 'n oorwinnende lewe te lewe. Dis 'n bekragtigingsoomblik. Daarna vind daar baie bekragtigings plaas en dopings en vullings in plaas, maar daar is 'n initiële doping. So ek word gered, dan is daar 'n aandoening met krag uit die hoogte. Dis 'n onderskeidende oomblik in 'n kind van God se lewe wat jy weet, iets het hier gebeur. Ek is bekragtig. Nou kan ek 'n beter getuie wees. Dis asof dit wat by jou wedergebore gebeur het, amper eksponensieel toeneem by die doping met die Heilige Gees. Dit is net groter. Daarna sê die Bybel, ons moet vol bly. Jy bly nie vol van daai oomblik nie. Jy moet in verhouding met Jesus lewe, onder beheer van die Gees, woord in jou harte, jy moet vol bly. En jy moet oomblikke soek van volmaak. Maar daai bekragtigingsoomblik is wat by Pinkster gebeur het. En daarom het die Here gesê, julle beweeg nie totdat die Heilige Gees oor julle kom. Want julle weet nou alles. Julle het 3 jaar saam met my gewandel, julle het julle opdrag, die taakomskrywing is daar, maar julle beweeg nie totdat jy met krag uit die hoogte aangedoen is. En mag hierdie Pinkstertyd waar ons nou in is, mag dit vir jou 'n aandoening met krag uit die hoogte wees. Mag jy verkoop word in hierdie Pinkstertyd deur die Heilige Gees. Mag jy vernuwe word. Baie van julle het nou so plateau geslaan in jou geestelike lewe. Julle ken mos daai liedjie van die ou voort. Jy gaan maar so aan. Die ou moet mos gesê toe hy van die plaas af gery het dorp toe sê nie, hierdie kar vir my ry baie lekker. Hy ry so pyp al die pad. Jy's nou op pyp al die pad. Nou, maar die Here wil jou dalk na 100 km toe vat, né? Hy wil jou oplig dat jy 'n dinamiese, vreugdevolle, oorwinnende, liefdevolle kind van God kan wees. En baie van ons probeer so hard. Ons probeer. Nou sê Galasiërs, julle wat in die gees begin het, wil jy nou in die vlees eindig. Jy gaan dit nie alleen reg kry nie. Jy het 'n aandoening van krag uit die hoogte nodig. Halleluja. En mag hierdie 'n tyd van aandoening met krag wees, mag die Here jou volmaak en mag dit net 'n ongelooflike oomblik in jou lewe wees die volgende week of 2 terwyl jy spesiaal fokus op die werking van God se Gees in jou lewe. Nou, ek dink ons almal wil deur die Here gebruik word, né? Ek dink ons almal wil op iemand wees wat 'n invloed en 'n impak op ander harte en lewens het vir Jesus. Ons wil graag ook in die gawes van die Gees vloei, né? Ek wil ook profeteer en ek wil ook bid vir siekes. Ek wil ook die onderskeiding van geeste hê. Ek wil ook 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid hê. Ek wil hierdie goed in my lewe hê. Ek wil hê die vrug van die Gees, liefde en lankmoedigheid en vrede en al daai goed moet oorlopend in my lewe wees. Ek wil hê die mense moet die karakter van Jesus in my lewe sien. Ek wil hê mense moet sien hoe ek situasies hanteer, hoe ek my suksesse en my mislukkings, my hoogtepunt oomblikke en my laagtepunt oomblikke in my lewe hanteer en dat hulle iets van Jesus in my sien. Ek dink ons almal wil iets doen vir die Here, of dit nou op 'n groot skaal of 'n klein skaal is. Mense help, vir mense bid, mense bystaan, dalk kinders help, manne help, vroue help. Ons wil 'n verskil maak met ons lewe. Dit is wanneer jy 'n kind van God is daai ding in jou. Jy wil die lig bring. Jy kan duisternis nie verdra nie. Dis wanneer jy 'n kind van God is. Jy kan duisternis nie verdra nie. Jy kan die werk van die duiwel nie staan nie. Jy wil hê Jesus moet in lewens wees. Jy wil hê Jesus moet koning wees. Jy wil net hê Jesus moet oral geopenbaar word, want jy weet, dit is waar die vreugde en die blydskap en die heelmaking is. Weg van Jesus weet ons, stikkend. Jy kan die mooiste kar ry, moenie geaaiblind word nie. Jy kan in die mooiste huis bly, maar jy kan 'n stikkende lewe hê. Maar ons weet, ons het net hierdie ding, ek wil 'n verskil vir Jesus maak. Ek wil 'n krag in die hand van God wees. Voordat ek my kop eendag neer lê en hulle sak en my groot foto staan nie in die kerk, maar hierdie was 'n goeie ou. Nee, voor daai dag kom, wil jy nie ook 'n impak vir die Here maak nie. Kom aan,
Van ons het baie jare voor ons, van ons het net so kort tydjie voor ons. Mag ons aangedoen word met krag uit die hoogte. Halleluja. Mag ons 'n verskil vir Jesus maak in hierdie wêreld. 'n Verskil maak. Duisternisverdrywers. Halleluja. Die krag en die heerlikheid van God op ons lewe. Hoe kan ek dit regkry? Ek gaan net vinnig 'n paar goed wil noem voordat ons die tafel van die Here gaan aansit. Hoe kan ek hierdie kanaal word? Ek dink in die eerste plek is wat ons moet besef, is dat die Heilige Gees is 'n persoon. Hy's nie iets nie, hy's nie 'n dit nie, hy's nie net 'n ervaring nie. Natuurlik as persoon is in jou lewe werk, is daar oomblikke van kragtige ervaring, dan is daar oomblikke wat hy kragtig in jou lewe werk wat jy niks voel nie. So dit gaan oor geloof, om in geloof te ontvang. Moenie afhanklik altyd daarvan wees van of ek gevoel het of nie, maar glo my, daar's oomblikke dat jy net weet, dat jy weet dat die Heilige Gees het my aangeraak. Amen. Ons moet weet hy's 'n persoon en ons moet baie respek vir hom hê. Ons moet hom baie lief hê. En ons moet hom tuis by ons laat voel. Hy's 'n persoon. En net soos ek God die Vader aanbid en Jesus aanbid, hy's die derde persoon in die Godheid. Hy's gelyk God. Jy kry nie in die Godheid van dat God die Vader is soos een persoon eendag soos volg verduidelik, groot en Jesus is kleiner en die Heilige Gees is die kleinste nie. In die drie eenheid is hulle volkome God. Dis 'n misterie. Daarom moet ek hom leer ken. Ek moet sy persoonlikheid leer ken. Ek moet hom lief hê. Ek moet na hom luister as hy met my praat. Ek moet eer aan hom bring. Ek moet in 'n gesprek met hom tree. Daarom sê Openbaring 2 vers 17, wie 'n oor het, laat hy hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Hoor. Daarom, as die Gees by my is, moet my uitgangspunt wees, ek wil hom nie bedroef nie. Ek wil hom nie seermaak nie. Ek wil hom nie teestaan nie. Julle die Heilige Gees teëgestaan. Kan ek jou hande sien? Myne is ook al op. Uitblus. Wanneer die Heilige Gees wil werk en jy het jou programmetjie. Jy weet, en jy blus die Heilige Gees uit. Ons moet hom tuis en gemaklik by ons laat voel. Hy's 'n persoon, hy woon in ons. Hy verteenwoordig Jesus Christus in ons lewe. En hy leer ons van Jesus en hy verheerlik Jesus. En ons moet regtig 'n aanvoeling hê. Ons moet 'n aanvoeling kry vir die Heilige Gees in ons midde. Met 'n krag is dit maklik. Jy dink jy kan 'n krag beheer. Dis maklik, maar 'n persoon moet jy leer ken en 'n vriendskap met hom bou. 2 Korintiërs 13 vers 13 sê, mag die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Weet julle wat sê die Messies vertaling daarvan? The intimate friendship. Intimate friendship. Dis 'n wonderlike vennootskap en vriendskap wat ons met die Heilige Gees kan. Hy is God, ek is 'n mens, ek moet na hom luister. Hy sê vir my wat Jesus sê, hy sê vir my wat die Vader sê. Hy sê uit myself uit, ek gaan niks doen uit myself uit nie. Ek doen net. Hy sê Jesus sê hy gaan doen wat ek vir hom sê. Sy openbaring van Jesus in jou lewe. Nou dis die eerste ene. Ek moet weet die Heilige Gees is 'n kosbare en 'n wonderlike persoon. Kan ek julle iets vertel? Hy word vergelyk met 'n duif. Met 'n duif. Het julle geweet as jy 'n duif 'n nesie gemaak het en jy gaan krap hulle nes te mekaar, sal hy nie daar gaan sit nie. Ons moet hom tuis laat voel by ons. 'n Duif is 'n simbool van vrede. Hy moet tuis by ons voel. En baie keer dan moet ou die vraag vir jouself afvra, hoe lekker bly die Heilige Gees by my? Hoe lekker, is dit vir hom aangenaam om by my te wees? Die tweede een wat belangrik is, so die eerste ene is, hy's 'n persoon. Leer hom ken, leef in 'n verhouding met hom. Die tweede een is, wees lief vir mense. Jy's nou lief vir God die Vader, lief vir Jesus en lief vir die Heilige Gees, wees nou lief vir mense. Romeine 12 vers 10 sê, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar. Eerbied. Julle 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, streef die liefde na. Ek het in my lewe gesien en ervaar. Wanneer ek mense liefhet, wanneer ek eerbied aan mense betoon, wanneer ek die beste vir mense wil hê,
En wanneer jy mooi met mense praat en mooi oor hulle praat, dan staan die Heilige Gees 'n tree nader. Hy hou daarvan. Hy hou daarvan. Hy hou daarvan. Dis waar hy hom openbaar, waar daar liefde tussen mense is. Respek en deernis, en waar mense vir mekaar opreg omgee. Daar openbaar die Heilige Gees hom. Die Heilige Gees sal hom nie openbaar in 'n liefdelose kerk nie. Hoor vandag. Dis een van die grootste voorwaardes wat daar moet wees. Jy moet dit weet. As jy die gawes van die Gees wil hê, profesie. Man, baie keer komplimenteer jy nog 'n ou en dan voor jy agterkom begin jy eintlik woorde van God oor die ou te spreek. Skielik is die Gees van profesie op jou. Jy het nog een oomblik gekomplimenteer. Dis vir die Heilige Gees so lekker dat jy komplimenteer. Die volgende is die Gees van profesie op jou. En jy begin, o ja, die Here gaan vir jou goeie dinge doen. Die Here maak 'n pad vir jou, hoor. Ja, die Here is lief vir jou, man. Wat doen jy? Praat jy net mense woorde of profeteer jy? Jy profeteer in daai oomblikke. Jy vertel hom God se wil. Jy kom dit nie eens agter nie, maar net omdat jy in liefde gepraat en gewandel het, begin die Heilige Gees werk. John G. Lake, een van die vaders van ons denominasie jare terug, die Here ou kragtig gebruik. Hy vertel 'n storie van compassion. Hy sê enige in 'n bid hier het hy een kant gekniel of gesit en in hierdie kant was 'n vrou wat baie siek was, baie siek. Dokters kon haar nie help nie. Hy sê in die volgende oomblik ervaar hy 'n compassion, 'n meegevoel oor hierdie vrou. Hy sê wat woorde nie kan beskryf nie. 'n compassion. Hy voel net, hy wil so graag hê sy moet gesond wees. Hierdie siekte wat haar so gevang hou. Hy sê hy kry 'n compassion. Hy sê voordat hy vir haar kan bid, is hy gesond. En op hierdie bane van liefde, hoe min ons daarvan verstaan, doen God wonderlike dinge in mense se lewe. In my huis, ek kan net uit my huis uit praat, ek kan nie uit jou huis uit praat nie, waar 'n man en 'n vrou lelik met mekaar praat en lelik met mekaar is, een het stilstype, die ander een gooi en die ander ene, julle weet ons het almal ons dinge. Party van ons is die stilstype gang, ander is die skree gang, ander almal ons ding. Ek is 'n bekeerde stil ene. Julle moet my nou hoor. As ek kwaad raak, ek sê wat ek voel. Ek kon dit vir 40 jaar nie doen nie, maar iets het losgeraak hier op 60. Wil jy regtig in 'n huis bly waar die Heilige Gees nie teenwoordig is nie? Ja, wil jy regtig? Dis soos 'n yskas. Maar waar 'n man en 'n vrou teer en vergewensgesind te mekaar is, en hulle praat mooi met mekaar, en hulle beklei nie oor die geld, nie, kyk geld se dinge. Maar hulle beklei nie, hulle bid saam en hulle sê ons vertrou die Here, ons het 'n sagte gees teen mekaar. Dis die Heilige Gees. Dan is jy op die terrein van wonderwerke. Jy is op die terrein van bonatuurlike voorsiening, want die Heilige Gees is daar. Dis my so mooi, ek kan ure oor net hierdie punt praat, want as jy my wil vra, elkeen van ons het 'n persoonlike ding in ons wandel. Hierdie is my ding. Die liefde is die sleutel vir die openbaring van die krag van die Heilige Gees. Dis net iets wat ek in my lewe ervaar. Ons almal het verskillende salwings, party het 'n Paulus salwing, party het 'n Petrus salwing, party het 'n Johannes salwing, né? Johannes was die apostel van liefde, né? So ek het 'n Johannes salwing, okay? So dis hoekom hierdie punt vir my so belangrik is om te praat. Die derde ding wat ek moet doen is, so die eerste ding is ek moet besef hy's 'n persoon. Dis nie 'n krag wat ek van beheer kry nie. Hy kry beheer van my. Ek onderwerp my aan hom. Ek luister na hom. Tweede ene is ek moet lief wees vir mense. Die derde ene is ek moet blokkades tussen my en die Heilige Gees verwyder, tussen my en die Here. Onthou, hy is die Heilige. Heilige, 3 maal Heilige Gees. Heilig beteken hy hou nie van sonde nie. Heilig beteken hy hou nie van wêreldsheid nie. Hy hou nie daarvan dat ek my met sekere dinge ophou en besig hou, dat daar sekere verslawings in my lewe is nie. Hy hou nie daarvan nie. En dit blokkeer sy werk in my lewe. Dit is soos 'n obstruksies.
Dit keer. Dit keer dit. Wanneer ek onvergewensgesind is, daar's min dinge, wat die vloei van die Heilige Gees blokkeer, soos onvergewensgesindheid en bitterheid. Ek gesels die week met 'n ou, en hy vertel vir my, toe hy na die Here teruggekom het, vat die Here hom op 'n restaurasiepad. Hy sê dat die Here vir hom wys, in graad 1 het 'n seentjie, hom nie deel gemaak van die speelgroepie nie, en die Here sê hom daai seentjie vergewe. Graad 1! Almal van ons het nie daai pad nodig nie. Dit is nie te sê dit moet so wees nie. Maar in sy lewe was dit so belangrik dat die Here hom op hierdie detailpad terugvat, dat hy tot 'n kind in graad 1 moet vergewe wat hom sleg behandel het. Dat hy die werking van God in sy lewe kan beleef. Dit gaan oor 'n oorgegewe lewe, né, hierdie. Julle moet onthou, gawes sê alles van wie God is. Die profesie, gawes van genesing, die werkinge van kragte, woorde van kennis, maar vrug sê alles van jou oorgawe aan die Here. Gawes sê alles oor God, maar die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sê alles oor die diepte van jou onderwerping aan Jesus Christus. Daarom is ons vrugte-inspekteurs. Moenie vir my sê wat jy doen vir die Here, jy gee kos of jy bid, jou vrugte. Galasiërs 5:22. En dit sê hoe jy onder beheer van die Heilige Gees is. Die 4de ding wat ons moet doen om deur die Heilige Gees gebruik te word, is ons moet 'n innige begeerte om deur hom gebruik te word. 1 Korintiërs 14:1 sê, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Lê jou toe daarop. Dit moet 'n passie wees. Jy moet sê, Here, gebruik my. Laat mense U in my lewe sien. Wanneer ek 'n bediening begin, wanneer ek met kindertjies werk, wanneer ek met mense werk wat hulpbehoevend is, wanneer ek met verslaafdes werk, wanneer ek onder die Gees van die Here is en ek profeteer. Here, ek het so begeerte daarna dat U tot openbaring kom in my lewe. Here, vloei deur my, werk deur my. Ek het 'n begeerte om 'n kanaal van die Heilige Gees te wees. Ek het 'n begeerte dat mense Jesus sal ervaar, beginnend in my huis, dan na my vriende, my kerk, my werk, oral waar kan ek het 'n begeerte dat God se krag en waarheid geopenbaar sal word. Die volgende een, die 5de een, word sensitief vir die Heilige Gees se stem. Daar staan weer oor dit om te hoor, moet hoor wat die Gees vir die gemeente sê, Openbaring 2:17. Ek moet 'n aanvoeling kweek vir sy stem. Wanneer hy sê gaan, dat ek gaan, as hy sê gee, dat ek gee. Julle onthou, hoor nou mooi, as die Heilige Gees nou praat, en jy mis daai venster, hy praat nie later weer nie. Yes, ons het al baie oomblik in ons lewe gemis, hè. As die Here vir jou sê, gaan sê net vir daai persoon, die Here het hom lief. Gaan sê net vir daai persoon, die Here verwag, hy moet sy weë verander. Gaan sê vir daai persoon, dat die Here hou van wat hy doen. Gee, doen, raak betrokke. Dit is baie keer soos 'n venster oomblik wat jy beleef, en as jy daai oomblik mis, dan mis jy daai heilige, goddelike ingryping oomblik wat kon plaasgevind het, as jy ja gesê het vir die stem van die Heilige Gees. Baie keer sal die Heilige Gees vir jou sê, sit af die televisie. Sit af die rekenaar. Ek weet jy het nog baie werk. Maar kom sit 'n bietjie by my voete. God die Vader wil 'n bietjie tyd met jou spandeer. En dan oomblik sê hy, nog net so 1 uur en 'n half. Nog net so 1 uur, ek nog net hierdie projekkie klaar kry. Tik, 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 tik. 1 uur en 'n half van nou af. Volgende oggend word jy wakker en jy onthou. Die God van hemel en aarde wou 'n spesiale tyd met my spandeer. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al sulke oomblikke gemis. Wat kon die Here nou in daai oomblik in jou lewe gedoen het nie? As jy net in aanvoeling was en jy het 'n aanvoeling gehad vir die Heilige Gees. So ons kweek hierdie sensitiwiteit deur Bybel te lees, deur te bid, deur te aanbid, net om bewus te wees van die Heilige Gees in ons lewe. Die volgende een is, ek moet geloof hê. As die Here vir my sê profeteer, as die Here vir my sê raak betrokke, as die Here sê begin hierdie bediening, as die Here sê ek verwag van jou om hierdie ding te doen, vra dit soms 'n enorme geloof.
Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Partykeer weet jy nie wat jy mee aangaan, jy weet net ek moet hierdie ding doen. Ek is nie bekwaam nie, maar die Here verwag my, ek moet hierdie ding doen. Doen dit. Doen dit. Tree op in geloof. As die Here vir jou sê gaan bid vir daai persoon wat siek is, gaan bid jy. En jy verwag dat die Here gaan optree. Jy het 'n verwagting dat die Here gaan optree. Dan die laaste punt en daarmee wil ek afsluit vanmôre. Ons moet vol wees van die Heilige Gees. Vol wees, dis die tema van ons Pinkstertyd. Vol wees van die Heilige Gees. Daar staan oor Stefanus, die eerste martelaar. Hy was 'n man vol van die Heilige Gees. Dis onderskeidend, né? Hierdie ou se onderskeiding, hy was vol. Kan Christene leeg raak van die Heilige Gees? Ja. Jesus is die doper in die Heilige Gees in Matteus 3 vers 11 en met 4. En ons moet vra dat Jesus ons volmaak. Efesiërs 5 vers 18 sê, word met die Gees vervul, betekende, dis 'n present continuous tense, aanhoudend vol, word aanhoudend vol met die Heilige Gees. Word vol, dat Jesus jou aanhou volmaak. Moet net nie leeg raak nie. Moenie leeg raak nie. Jy sien, daar's 3 dinge, wanneer ons oor die Heilige Gees praat, die 3 bewegings wat ons in gedagte moet hou in hierdie Pinkstertyd. Wanneer ons dink oor vol word, daar's 'n invloei, daar's 'n uitvloei en daar's 'n saamvloei. As ek nie die invloei van die Heilige Gees het nie, sal daar nie 'n uitvloei wees nie. Maar ek moet ook saam met die Heilige Gees vloei. Kom ek lees vir julle daai belangrike vers in laas Sondag aand het Pastor Philip Buys daaroor gepreek, so mooi. Johannes 7 vers 37. Op die groot dag van die hittefees het Jesus uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Invloei, drink. Kom my kind, Here, ek dors na U, ek smag na U, sê Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, die lewende God. Ek dors na die Here. Daar moet 'n invloei wees. Julle weet, in ons Christelike lewe is dat 2 ontmoetings met God nodig. Die een is 'n waarheidsontmoeting en die ander een is 'n kragontmoeting. Baie mense het net waarheidsontmoeting. Hulle kop is vol waarheid, maar as jy vir 'n wanneer laas het jy 'n kragontmoeting met die Here gehad? Wanneer laas het jy gevoel dat die Heilige Gees oor jou vaardig word en dat jy weet jy's in die teenwoordigheid van 'n heilige God en hy's hierso? Jy kan nie net waarheidsontmoetings met God hê nie. Jy moet 'n kragontmoetings met hom hê. Die Bybel sê, ons moet aangedoen word met krag uit die hoogte. Albei hierdie goed is 2 kante van die muntstuk. Waarheid en krag. Waarheid en krag. Dis die 2 bene waar ek loop. Waarheid en krag. Waarheid en krag. Sonder dit is ek so ou pakierie. Ek kan nie. Ek het waarheid en krag in my lewe nodig. En ek moet sê, Here, ek dors so na U. Ek het 'n kragontmoeting met God nodig. Hoe lank gaan jy op hierdie plateau bly? Hoe lank gaan jy voel jy's leeg? Hoe lank gaan jy swak voel? Hierdie Pinkstertyd is 'n tyd. Woensdag aand, al hierdie geleenthede wat voor ons lê, is geleenthede sodat jy vol van die Heilige Gees kan word. Invloei. As iemand dors het, laat hy drink. Here, U is die doper met die Gees. Ek is so dors. Ek kom drink vandag. Ek kom sit met die Bybel oop in gebed. Ek sit musiek aan. Ek wag op die Heilige Gees, Here. Kom raak my net aan. Kom vul my gees. Ek kan nie meer met hierdie leegheid in my gees nie, Here. Ek kan nie meer nie. Here, ek ken die Bybel. Ek het hom al 10 keer deurgelees, maar op hierdie oomblik voel ek leeg. Kom maak my vol, Here. Kom maak my vol. En dan sê die vers 38, daar sal 'n uitvloei wees. Met die een wat glo is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En almal sal sien jy was by Jesus. Julle, my lewe is geraak deur mense uit wie strome lewende water gevloei het. My lewe is verander. Radikaal verander deur mense wat gedrink het by Jesus. En mense het op my lewenspad van kindsbeen af gekom. En die stroom van God het uit hulle lewe gevloei. Dit het 'n jong kind se lewe verander. Jy en ek sal niks vir die Here reg kry tot hierdie stroom uit ons vloei nie. Luister vandag. Pinkstertyd is drinktyd. Is volword tyd vir jou. Is volword tyd. Stroom moet uitvloei. Hier sit mense om jou wat vandag moet drink omdat jy ergens gedrink het. En jy kan wel sê ek ken die bron. Jesus.
Gaan net na hom toe, hy kan jou volmaak. Halleluja. Ons lees in Jesaja 47 van vers 1 en verder af, dat by die tempel ons spring daar 'n stroom in die heiligdom en dit vloei uit in 'n woestyn in barre, daar's niks wat daar groei nie. Dit lyk soos die Kalahari of nog erger. Droog. Lyk soos die Sahara woestyn. En hierdie rivier kom daar uit. En dit vloei. En oral waar hierdie rivier vloei, is daar lewe en bome en alles verander. Daar's lewe. En die profeet Jesaja kyk, hy sê ek het eers enkel diep toe, heup diep en uiteindelik moes ek swem. Die hele boodskap in daai gedeelte is, moenie net enkel diep in die Heilige Gees in beweeg nie. Gee jouself heeltemal oor en vloei saam met die Heilige Gees waar hy jou wil vat. So daar's 'n invloei en daar's 'n uitvloei en daar's 'n saamvloei waar hy my wil vat. Vat my Heilige Gees waar hy my wil hê. Ek sal saam met u beweeg. U is die rivier wat lewe bring. Ek wil saam met u vloei. Maar dit is interessant. In vers 1 van Jesaja 47 staan daar, hierdie stroom loop by die altaar verby, suid van die altaar verby. En dis 'n baie betekenisvolle vers, voor ons aan hierdie tafel gaan sit. Sonder 'n altaar is daar nie 'n rivier nie. Hy loop verby die altaar. As jy die rivier van God in jou lewe wil hê, gaan jy eers by die altaar moet stil staan. Die altaar beteken is 'n plek waar ek sê, Here, ek gee my alles vir u. Nie met my wil geskied nie. Ek het klomp idees, ek het klomp maniere, ek het my eie goeders, ek het my eie planne, maar kom sit alles net op die altaar. Op die altaar. Dis 'n altaar van berou, waar jy sê, ek vra, jammer Here, ek jammer, vergewe my. Maar dis 'n altaar van vergifnis, dis 'n altaar van restaurasie. En by daai altaar, as jy in die rivier van God wil klim, moet jy eers verby die altaar. En baie mense wil die stroom hê en die heerlikheid hê. En soms werk God deur mense met vuil lewens. Die Bybel leer dit vir ons in Matteus 7 vers 21 en 22. Daardie dag sal mense sê, ons het in u naam geprofeteer en duiwels uitgedryf en wonderwerke gedoen, en sal die Here sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg my af. So daar's oomblikke dat die Here selfs mense met lewens wat nie naby hom is nie gebruik, maar dis nie die reël nie. Dis nie die reël nie, dis die uitsondering. Die Here wil ek en jy moet op die altaar wees, dat hy kragtig in ons lewe kan werk, dat ek en jy verskil maak, dat strome lewende water in ons kan vloei en uit ons kan vloei, en dat ons saam met die stroom kan vloei. Maar alles begin by die altaar, waar ek my lewe op die altaar sit. Julle weet, ek gaan vir julle afsluit met 'n versie. Afsluit met 'n versie, as ek klaar. Dan gaan ons aan die tafel van die Here sit. Jesus kom na Johannes die Doper toe om gedoop te word. En in Matteus 3 vers 15 staan daar, dat eers sê Johannes vir hom, Here, ek kan nie doop nie. Ek kan nie. Dit is onmoontlik, Here, ek kan dit nie doen nie. En Jesus sê vir hom, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem, om Jesus na die vuil, modderige Jordaan te doop. Jesus is toe gedoop, en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan, en hy die Gees van God soos 'n duif sien neerdal op hom. En dis waar die Gees van God neerdal op jou en my, wanneer ons sê, ek moet aan die wil van God voldoen. Julle, kom ons gaan vanmôre aan die tafel van die Here, ons sê, Jesus, u het alles gegee, u liggaam, u bloed, dankie vir wat u vir my gedoen het. Ek dink terug aan die liefde vir my aan hierdie tafel, en ek sê, dankie Here Jesus, maar by hierdie tafel kom gee ek ook my alles, en ek plaas my lewe op die altaar, en ek sê my alles op die altaar, en wagtend op die vuur, wagtend op die vuur. Die vuur van God sal nooit op 'n leë altaar kom nie, en die stroom van God vloei verby die rivier. Ons gaan nou aan die tafel van die Here sit.